as ek dink aan sing, kom die vraag my op vanoggend oor, as jy dink aan jou eie lewe rondom sing, wat jou inspireer om te wil sing? Die vraag vanoggend wat ek mee begin vir jou is, watter omstandighede is die mees waarskynlikste wat jou laat sing? Dink gou vir 'n oomblik. Miskien sê jy vanoggend die stort. Sodra ek onder die stort kom, dan kom daar woorde uit. Maar daar's verskillende omstandighede wat maak dat ek en jy sal laat sing. Ek dink aan 'n paar voorbeelde vanoggend. Een van die, ek dink mees bekend algemene is die van verjaarsdae. As iemand verjaar om jou wat jy voor lief is, naby jou, word daar gewoonlik gesing. Dis 'n deel van die tradisie wat ons nou maar het. Ander voorbeeld kan wees daar op die sportveld. Miskien is jy op 'n rugby stadion of voor die televisie en daar druk jou spanne 3 of hulle wen en jy voel jy wil sommer net sing. Daar hoef jy altyd alkohol betrokke te wees, ek wil dit maar net sê. Dit maak dalk net 'n kwessie van jy's net bly oor jou span wat wen en jy voel jy wil sing. Nog 'n rede wat kan maak dat ons sing is dalk is jy opgeneem in romanse. Daardie geliefde wat jy so verlief voor is en jy voel, ja, ek wil net sing of liedjies skryf vir hierdie persoon, dit laat my sing. Gewoonlik is dit hierdie goeie omstandighede, hierdie goed wat jubelend in ons hart is, wat maak dat ons spontaan sommer wil sing. En selfs in die Bybel sien ons 'n klomp voorbeelde van waar mense soms spontaan begin sing het. Ek wil net so 'n paar uitlig baie kortliks van dit ook, het jy sien, dit kom al eeue saam met ons as mens saam. Miriam, het die vrou by die Rooi See, daar waar die Rooi See oopgekloof is, hulle kom aan die ander kant, die Here het hulle bonatuurlik gered van hierdie Egiptenare, terwyl hulle vlug, en daar begin hulle sing, hulle begin die Here eer vir die groot wonderwerk wat hy gedoen het, daar in Eksodus 15. Dan sien ons ook Maria, moeder Maria se lofsang tydens haar besoek aan haar niggie, Elisabeth. Al twee is swanger vroue kom mekaar, hulle beleef hierdie wonder van wat die Here mee besig is, en al twee van hulle se lewens wat onwaarskynlik was om self swanger te word, en een natuurlik Jesus wat in Maria se maag is, wat besig is om gebore te word, of besig is om te ontwikkel, en dan ook Johannes die Doper, wat in Elisabeth se maag is. En lofsang wat Maria bring aan die Here uit blydskap vir die wonder wat hier gebeur. Dawid natuurlik, toe die verbondsark ingebring is in Jerusalem in, lees ons waar hy gedans, hy gesing het voor Here spontaan, as 'n vol van blydskap. Natuurlik met Jesus se geboorte, waar die engelheerskare gesing het, en selfs die herders, ek weet nie of hulle so musikaal of so mooi op noot was nie, maar dit het nie saak gemaak nie, hulle het gesing uit blydskap oor dit wat hulle sien gebeur het, die goeie nuus van Jesus wat kom. En dan dink ook aan Esra met die herstel van die tempel, waar na al die ballingskappe wat hulle gehad het, die Israeliete hulle eie tempel weer herbou is, en daar trompette weer klink het, simbale, stemme uitgeroep het, uit blydskap uit. Ek en jy sing maklik, wanneer dinge goed gaan, wanneer dinge wonderlik loop in jou en my lewe. Maar vandag staan ons stil eintlik by die kontras daarvan, is wat gebeur as die lewe ons hart tref. As ek en jy daardie slegte nuus kry, daardie diagnose, daardie finansiële krisis, daardie verhouding wat gebreek is, wat dan? Is daar dan rede om ooit te sing? Die menslike natuur is dat ek en jy stil raak. Ons dit internaliseer, dat ons negatief raak, mismoedig raak in moeilike tye in jou en my lewe.
Is daar 'n rede om dan te sing of nie? Vandag wil ek vir jou 'n stelling kom gee as ons die reeks praat oor aanbidding, wat dalk in teenstelling voel met jou gevoel vanoggend, waar ook al jy is in jou eie lewe. En dis die volgende stelling: aanbidding is nie bloot 'n reaksie op 'n goeie dag nie. Dis 'n aktiewe geloofswapen wat God se krag nooi om die onmoonlike te kan in ons lewens te vermag. Aanbidding is meer as iets om oor bly te wees. Dit sê uit my blydskap gaan ek vandag die Here prys en aanbid. Maar vandag kom sê ons aanbidding is 'n wapen. 'n Wapen teen die vyand, 'n wapen ook vir ons deurbraak in jou en my lewe. Wanneer dit voel of alles in mekaar instort, wanneer dit voel of ek en jy nie 'n pad het om iewers uit te kom nie, kan ek en jy aanbid. En so is daar oor die jare liede geskryf uit hierdie donker plekke uit ook. Plekke waar mense beleef het, sit niks, en niemand moet dit draai nie, behalwe die Here. Een so lied wat ons vanoggend gaan na kyk is 'n bekende lied, Raise a Hallelujah. Kan ek dit sien? Wie ken hierdie lied? Net so opsteek van hand. Meeste mense hier het hom al gehoor. Die storie agter die lied, ek gaan baie kortliks iets met jou deel voordat ons 'n stukkie video gaan kyk. En dit kom in 2017 Desember. Desember 'n tyd wat feestyd gewoonlik is, 'n tyd wat opbou na Kersfees is en familietyd is. Gebeur dit so dat daar hierdie seentjie, Jackson Taylor, ewe skielik siek word. Aanvanklik dink sy ouers, dis maar net 'n bietjie van 'n griep of iets, maar hulle sien dat hy nie lekker lyk nie. Hulle vat hom hospitaal toe. By die hospitaal kom, neem hulle toetse en die dokters is bekommerd. Daai selfde dag wat hulle hom opneem hospitaal, besluit die dokters, hulle skuif hom dadelik met helikopter na 'n ander hospitaal toe. Lang storie kort, onder andere is gediagnoseer met 'n E. coli virus infeksie. Maar meer as dit, daar's komplikasies. Sy niere begin ingee. En so kom die dokters by 'n plek uit waar hulle vir die ouers moet eerlik wees. En vir hulle sê, hoorie, dit is slegte nuus. Jackson gaan waarskynlik nie die aand oorleef nie. Ek wil jy nooi om hierdie video saam met ons te kyk wat verder hierdie storie vir ons, die hart agter die storie, waar die skrywer van die lied vir ons meer gaan vertel. Kom ons kyk saam. This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson, and he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight, in that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out, right in the face of the giant. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. And as that giant was looking at us, I knew he was going to regret the day he ever pointed his sword at Jackson. Just as Goliath pointed his sword at David, the sword Goliath pointed at David became the sword the little boy picked up and took the giant's head off with.
And as we watched this miracle happen in Jackson's body, it was like this giant of unbelief was falling. And our community just began to sing this song. It was just one note in the symphony of prayer rising for his life. So daar op die skerm, die video het julle gesien ook Jackson, hy was daar saam met sy pa en sy arms. En die Here kom doen 'n wonderwerk. En hierdie jong seun se lewe, 2-jarige ouderdom, waar hy heeltemal vandag normaal is, gesond is, ten spyte van dit. En dit kom sê vir ons vandag die groot waarheid, hulle het nie gewag dat die wonderwerk gebeur voordat hulle begin aanbid nie. Juis die aanbidding het die deurbraak vooraf gegaan. En dis vandag 'n les vir jou en vir my dat jou en my aanbidding is nie afhanklik van ons emosies nie. Dit is nie afhanklik van hoe goed ek voel vanoggend om te wil aanbid nie. Hoe mooi my omstandighede lyk as 'n rede om vandag prys te bring aan die Here nie. Maar dat ek en jy in al omstandighede en juis in hierdie uitdagende tye, die storms, die donker tye van jou en my lewe, rede het om te sê, Here, nou gaan ek aanbid. So, vanoggend is hierdie net 'n moderne storie of waarheid nie. Hierdie is iets wat oor duisende jare, mense sien die beginsel daarvan ook in die Bybel. Ek wil nooi om saam met te lees vanoggend 'n verhaal wat ook soortgelyk geskied het. Daar in Handelinge, as jy welkom saam met my oop te maak, boek van Handelinge, hoofstuk 16, 'n gedeelte waar Paulus saam met sy kollega Silas daar in Filippi was. Hulle was besig om goeie goed te doen. Hulle was besig om die evangelie van Jesus te verkondig. Maar soos dit gegaan het, daar is soms weerstand, selfs teen die goeie. Dat die vyand nie hou van waarmee hulle besig was nie, en leuns begin saai het, onmin begin saai het tussen die mense, om hulle valslik te beskuldig. So ek wil nou om saam met te lees wat hier gebeur, vanaf vers 22 af, met Paulus en Silas. Jy kan saam lees, dis ook op die skerm daar, die skare, het ook teen Paulus en Silas saamgestaan. Die stadsowerhede het hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan word. Hulle het baie houe gekry. En toe is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder het opdrag gekry om seker te maak dat hulle nie ontsnap nie. In reaksie op hierdie bevel het die tronkbewaarder hulle in die binneste sel gegooi en hulle voete in houtblokke vasgeklem. Hierdie is hoë eenheid sekuriteit wat hulle self bevind. Maar in hierdie donker tyd raak hulle nie moesmoedig nie. Haak hulle nie vas by hierdie omstandighede nie. Kom ons kyk wat het verder gebeur, vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing soos die fundamente van die tronk geskud het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. 'n Groot wonderwerk wat gebeur vanuit 'n plek van donker. 'n Plek waar daar nie rede was, nie 'n gevoel was om te sing nie. Het hulle besluit, Here, ons gaan nie aanroep. Ons gaan vandag begin te sê, Here, vanaand selfs in die middernagure sal ek sing, ten spyte van wat ek beleef, wat ek voel. Wat kan ek en jy vandag leer van Paulus en Silas? Van Raise Hallelujah, wat ek en jy kan saam met ons vat om ook hierdie deel te maak van ons lewe. Ek wil graag by 1 of 2 goed los en die eerste van vandag is, begin aanbidding, maak aanbidding jou eerste reaksie. Wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, hoe reageer ons? As ek dink aan myself, dan baie keer, jy begin jou eie planne maak.
Jy begin dink, okay, wat gaan ek nou doen om hierdie probleem op te los? En dit begin 'n spanningvolle interne stryd binne jou raak. Ek moet hierdie situasie oplos, ek moet 'n plan kry. Soms draai mense na allerlei verskillende hulpbronne toe om hulle te help. Vandag se tyd wat ons leef, sal mense dalk AI toe gaan. Dis ek wil 'n antwoord, ChatGPT moet my nou help hierso met 'n probleem. Soms draai mense na verdowingsmiddels, verslawingsmiddels toe om te probeer om die probleem sagter te maak. Te ontsnap van die krisis. So maklik het ek en jy ons eie planne maak. Maar vandag is die uitnodiging vir jou en my, wat van ons nie eers wag dat die Here ons laaste uitweg is, voordat ons hom aanroep, hom aanbid nie, maar om die eerste reaksie te maak in jou en my lewe. Om vandag te sê, Here, hier het hierdie ding nou gebeur, hierdie situasie, ek kom na U toe, U wat die bron van alle kennis en wysheid is, U wat die beste weet as wat enige mens of selfs AI kan weet, U is die een wat toe ek vlug, wie ek kan bid. Sal U my help, Here, ek roep U aan. Wat sal gebeur in jou en my lewe as ons so begin leef, met God as ons eerste reaksie, aanbidding, daar te begin, in ons moeilike tyd van ons lewe? Ek dink ons sal verbaas wees oor die uitkomste, en vandag sê ek nie dat jy mag nie gebruik maak van sekere hulpbronne in probleemoplossing nie. Dat soms ook die Here mense op ons pad stuur, die Bybel praat ook van, waar daar 'n raad van wys raadgewers is, daar is ook wysheid. Soms het ons ook mense nodig, wat saam met ons deur goed kan praat en werk, en verskillende hulpbronne, maar, wat ons vandag kan herken, die Here as die groot toevlug, vir ons donker tye, wat jou en my kan help. Daar wil ons begin, in ons lewe. En so, bekende prediker en skrywer, Craig Rochelle, hy kom maak hierdie stelling, wat nogals duidelik is, oor lof, in ons lewe. Hy kom sê, praise isn't what we do after the battle is won. Praise is how the battle is won. When you praise God in advance, you are declaring faith before you see a miracle. Jy sien, dit is wat geloof eintlik is. Geloof is nie dat ek en jy God begin prys wanneer alles klaar in plek geval het nie. Geloof sê, Here, ek sien nog niks. Ek voel nog niks van 'n deurbraak in my lewe nie. Maar te midde van dit gaan ek U prys. Gaan ek selfs in geloof dankie sê, wat U besig is agter die skerms. Dis geloof. Mag ek en jy ook uitgedaag word, rondom ons eie geloof, en so in hierdie lied ook, wat ons vandag nou kyk, Raise Hallelujah, is daar juis hierdie reaksie ook, van eers na God toe te draai, bo ander goed. Hy kom sê in die woorde van die lied, hier's 'n paar van die lirieke, in die lied kom sê, I'll raise hallelujah in the presence of my enemies. In 'n plek waar jy voel, jy is omring deur vyande, deur 'n aanslag van die vyand, die reaksie, I'll praise you. I'll raise hallelujah, my weapon is a melody. Dis my wapen in hierdie stryd wat ek my bevind. En dan I'm gonna sing in the middle of the storm. Terwyl ek in hierdie storm is, wat ek nie weet waarheen en hoe ek uit gaan kom nie. Juist dan is my reaksie, Here, ek gaan U prys, ek gaan U loof. My eerste reaksie. Mag ons hierdie aanleer in ons lewe. Het gaan dalk tyd vat, maar om onsself te herinner, wanneer hy moeilike tye kom, miskien dalk nou, bevind jy jouself in 'n moeilike tyd. Nou is jou geleentheid, dis Here, ek gaan reageer, met aanbidding, met lof aan die Here. Dis waar ek wil begin. So, dis ons eerste deel vandag, en dan verder ook, raak storms baie keer erger, voor dit beter raak. Ek weet nie of jy al so beleef het nie. In Jackson se geval, hierdie seentjie, aanvanklik was dit 'n klein storm gewees,
Maar toe begin hy siek raak, komplikasies. Die dokter se nuus, dat hy nie weer, waarskynlik nie die aand gaan oorleef nie. Die storm het harder en harder geword. Maar die aanbidding het ook harder geword. En daarom sê ons vandag tweedens dat sing harder, wanneer die storms harder waai. Moenie terugstaan en stil raak in hierdie storm nie, maar om te vandag te kan sê, Here, selfs in hierdie storm, sal ek harder sing, sal ek my stem verhef bo die storm, want dit is wat ek en jy nodig het soms om te doen, dat daai stem van die storm ons nie meer weldig nie, maar sê, Here, U stem is belangriker, en U teenwoordigheid in my lewe. En so ook in die lied vind ons die lirieke natuurlik waar die sê, I'll raise hallelujah louder than the unbelief. Ja, ek beleef soms twyfel en dis menslik vandag, dat ek en jy soms tye het wat ons twyfel oor, Here, maar ek weet nie hoe die gaan uitdraai nie. Die onsekerheid, die wonder gaan die Here vir my deurkom. Maar juis in daai tye het ek nie nodig om selfs harder te kan aanbid, te kan uitroep, lof te kan bring. Louder and louder, you're going to hear my praises roar. Sing a little louder. Woord in die lied wat vir jou en my kom nooi om te sê, Here, ek gaan nie terugstaan nie, ek gaan nie net die mislukking aanvaar nie, maar Here, ek sal U aanhou loof, aanhou prys. Daar is soms kere in ons lewens wat, as ons eerlik vandag is, dinge nie altyd uitwerk soos ons het graag wou hê nie. Geleenthede gebeur waar dit voel, die lewe slaan ons hart. En ek dink terug aan 'n ander deel in die skrif ook, wat kom sê in Habakuk, het sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerde geen druiwe dra, sal ek steeds my vertrou in die Here stel, sal ek steeds juig en jubel in die Here my God. En dit is ook vandag die voorwaarde, hoekom ons aanbid. Ons aanbid nie omdat ons noodwendig altyd die deurbraak gaan kry nie, maar om te sê, Here, vir wie is, en vir wat U alreeds in die verlede van my lewe gedoen het, is genoeg rede om te kan aanbid. Terwyl ons vertrou vir die onmoontlike wat die Here kan doen. Laastens vandag is die waarheid van laat jou storms sing. Interessant in hierdie storie van Paulus en Silas is dat daar's ander gevangenes ook en ons tronkbewaarders wat deel vorm van hierdie storie. Hulle is besig om te luister. Hulle luister na hierdie Paulus en Silas wat hulle waarskynlik gedink het hulle is bietjie mal. Wat se gesingery is hier in die middernagure? Hier is nie iets om oor te sing nie. Mense luister, hulle wonder. Kom ons lees gou verder wat hier gebeur in hierdie storie vanaf vers 27. Terwyl Paulus en Silas sing en die tronkdeure gaan oop, en dan lees ons. Die tronkbewaarder het wakker geword en die tronkdeure waawyd oop sien staan. Hy het aanvaar die gevangenes het ontsnap en sy swaard uitgetrek om homself dood te maak. Maar Paulus het met 'n harde stem geskreeu, moenie jouself iets aandoen nie, ons is nog almal hier. Die bewaarder het toe 'n lig gevra en die sel ingestorm. Hy het begin bewe en voor Paulus en Silas neergeval. Hulle het toe buitentoe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om verlos te word? Hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus en jy sal verlos word, jy en al die lede van jou huishouding. En hulle het die woord van die Here aan hom en al die mense in sy huishouding verkondig. Al was dit reeds baie laat in die nag, het Paulus en Silas se wonde versorg. Hy is toe daar en dan gedoop en ook al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis in en sit hulle vir hulle ete voor,
Hy en sy hele huishouding was baie bly, omdat hulle nou in God geglo het. Wat 'n ongelooflike storie. 'n Tronkbewaarder wat veronderstel is om hierdie tronkbewoners te beskerm, te bewaar. Te kere dat hulle enigstens uit kan kom. Eintlik is hulle opponente van mekaar. Maar die Here kom doen 'n wonderwerk deur Paulus en Silas se aanbidding. Hulle hardloop net weg uit die tronk nie. Hulle sien hierdie man, hulle gee om vir die tronkbewaarder se lewe en vir sy siel. Gee hom 'n kans om te sê, hier is die goeie nuus van Jesus. Hier is die rede hoekom ons aanbidding kan bring in die middernag. Die tronkbewaarder kom bekering, sê hulle huisgesin. Kan jy by jouself dink dat 'n tronkbewaarder, 'n tronkbewoners se wonde sal skoonmaak, vir hulle ete voorsit, soos geëerde gaste in hulle huis. Dis wat die Here kan doen wanneer ek en jy aanbid in die donkerste storms van ons lewe, dat ons storms kan begin getuig. Ek weet nie wat jy vandag deurgaan of al deur is in jou lewe nie, maar jy moet vandag besef, jou storm is nie net vir jouself nie. Dat jou storm het die vermoë om mense by Jesus uit te kry. Deurdat jy reageer met aanbidding, is daar 'n moontlikheid dat daar mense is wat daar kyk. Hoe reageer jy tans op hierdie moeilike tyd? Hou jou dop. Dis dalk vriende, familie, dalk kollegas, mense wat weet wat jy deurgaan. En hierdie geleentheid om deur hierdie stormse reaksie van Jesus te kan getuig, mense by God uit te bring. Ek kan nie dink, waarskynlik miljoene mense het hierdie storie van Jackson Taylor al gehoor, die video gekyk. Ek wil net ook vir die gehoor vra vandag, hoeveel van julle ken hierdie lied? Amper almal al hande opgesteek. As gevolg van een seun, 'n 2-jarige seun wat siek geword het, is daar miljoene mense wat die goeie nuus gehoor het van Jesus. Miljoene mense wat se gemoed gelig is, se hoop geplaas is opnuut op die Here. 'n Storm wat kom getuig het. Dat ek en jy vandag sal weet, die Here mors niks in ons lewe nie. Ja, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons beleef uitdagings op verskillende vlakke van ons lewe. Maar selfs in daai storms het die Here die vermoë om dit om te draai net goed. Om dit goed te laat meewerk vir jou, en nie net vir jou en my nie, maar vir mense om ons. Vir 'n groter skare se lewens. Daar's 'n verantwoordelikheid hoe ek en jy reageer ook op die storms, ter wille van ander. So vandag dink ek aan die woorde van die lied, wat hy afsluit mee, of deel van hierdie lied ook is. Hy praat oor die volgende: I'll raise hallelujah, heaven comes to fight for me. Dat die hemel saam getuig van die Here is in beheer, te spyte van die storm. Up from the ashes, hope will arise. Dat die storm sal kom getuig, dat daar hoop is in die Here. Death is defeated, the King is alive. Mag ek en jy vandag beleef dat, te spyte van die donker tye, wat soos dood mag voel in jou lewe, Jesus, die opgestane Christus, steeds leef, betrokke is, in staat is om wonders te verrig in jou en my lewe. En daarom wil ek hierdie laaste vraag by jou los vanoggend. Ons het gepraat vanoggend oor die eerste gedagte, wat is die beste omstandighede wat ons laat sing? Maar ek wil afsluit met hierdie vraag: watter storm of uitdaging moet jy vandag na die Here toe bring en oor dit sing? Wil jy vir 'n oomblik in jou eie lewe eerlik te wees binne jouself? Wat is tans die grootste uitdagings? Krisisse, probleme, omstandighede, waarin jy tans jouself bevind. Vandag gaan ons juist dit doen wat ons in die begin gesê het. Ons gaan eers reageer met aanbidding.
Ons gaan vanoggend hierdie lied kom sing ook, Raise Hallelujah. En ek wil hê jy moet nie net algemeen sing oor die lied sing net, nie die woorde meganies sing nie, maar dit vanoggend te sing oor daardie reus wat jy tans voorstaar. Sing oor daardie uitdaging, oor daardie probleem. Jy sê, Here, ek gaan nie net vir u vertel hoe groot my probleem is nie. Ek gaan vertel vir my probleme vertel hoe groot my God is. Ten spyte van wat ek tans deurgaan. Kan ek vra om oomblik te sluit en ek wil graag saam met jou gebed doen voor ons hierdie lied nou gaan sing. Hemelse Vader, U ken vandag elkeen deur en deur hier. Daar is niks wat vir ons hier kan wegsteek nie. U weet vandag die storms wat woed in mense se lewe. Al is dit dalk klein, maar dalk groot en oorweldigend. Here, dat ons vandag kan weet, juis nou is ons reaksie om na U toe te hardloop, om te kom aanbid, lof te bring, ons fokus te plaas op die almagtige, liefdevolle God. Here, ek bid vandag waar mense hier is wat regtig oorweldig voel. Here, mag U kom stil staan en hierdie storms kom omdraai as 'n getuienis van die goedheid en grootheid. Here, dat mense sal beleef die wonders wat U kom verrig. Dat dit ook U sal verheerlik en mense na U toe trek. En kan ek jou vra om saam met te staan? Kom ons sing hierdie lied saam vanoggend. Met ons hele hart. I'll raise hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Laat je storm getuigen. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle
Amen. Mag ons hierdie lied saam met ons vat in hierdie week in. Dalk het jy nodig om bietjie op repeat te sit daar in jou kar hierdie week en te sê, Here, ek wil U naam groot maak in alle tye en alle omstandighede.